Dis nie weer Sondag aand. En wat 'n voorreg vir my om saam met u op die lig te kan gaan. Baie welkom by hierdie uitsending vanaand. En die gebed van my hart is dat die Here hierdie woord werklik in die harte sal seën, dat hy dit in die harte sal bære en dat dit waarlik deel van die lewe sal word. U weet, ek sit vandag so en ek luister so na mense met wie ek praat en ek besef een ding en dit is, ons kry so baie negatiewe goed deesdae, so baie negatiewe goed op die lig en ons hoor so baie negatiewe dinge en mense raak soveel negatiewe dinge kwyt. En op die einde van die dag gaan dit oor een ding en dit is wat ek altyd sê is wat ons onsself moet vra is, waar eindig dit alles op? En daarom is dit belangrik vir my en vir u om te weet dat ons kan vashou aan die Here en God is altyd daar vir ons. En daarom wil ek vanaand met u praat oor 'n onderwerp wat baie na my hart is vir al as mense sien wat aangaan in die samelewing en hoeveel storms mense werklik waar beleef en wat hulle werklik ervaar en daarom vanaand is die tema van my boodskap ook, watter stem hoor ek in die storm? Dalk sê jy vanaand van die prediker, in my lewe het ek nooit storms gehad nie. Ek kan vir jy sê, in my lewe het ek al baie storms gehad. Dan moet ek 'n besluit maak. Wie gaan ek glo? Gaan ek die storm slo? Of gaan ek daai een stem hoor? Wat met my praat en net geweet, God praat die mense. Ek wil net vir 'n paar van ons vriende wat hier op die lig is, wat ek net wil deel van hierdie uitsending maak en ek vertrou dat hulle ook hierdie boodskap baie geseënd en werklik waar op hierdie wyse sal beleef. Net soos wat die Here dit aan u en aan my deel. En u kan daai share knoppie daaronder, u kan net daaronder daai share knoppie druk en dit na die vriende toe stuur en onmiddellik kan hulle saam met ons op die lig wees en hulle kan onmiddellik deel wees van hierdie uitsending. Loof die naam van die Here. Halleluja. Nou, wanneer ons gaan kyk na hierdie gedeelte in Matteus 15 is althans Matteus 14, net korreksie, is daar 'n paar interessante goed wat daar gebeur. En hierdie boodskap is juis vanaand om u te bemoedig, want ons hoor soveel goed wat gesê word. Maar die vraag, wanneer ek altyd so luister en myself afvra is, ons hoor hierdie goed, maar is daar iemand wat jou help, sodat jy dit in jou lewe kan toepas? Ons luister na al hierdie goed en ons vra onsself die vraag af, is daar nie net iemand wat my kan meer duidelikheid gee en vir my rigting kan gee nie? Want ek kom agter, en dis nie 'n negatiewe kommentaar nie, maar ek kom agter dat mense al hoe meer besig geraak en minder inneem. Ek sien dit in dienste wat mense hou. Ek sien dit in gesprekke waar mense sit en praat oor die Here, dat die gesprekke word ingeperk en ingekort, want ek moet my haas na my volgende vergadering. Ek moet my haas na die volgende persoon. En in die proses gaan mense verlore en kosbare inligting gaan verlore, en wanneer hierdie storms kom, en wanneer hierdie storms na my slaan, dan weet ek nie hoe om hierdie goed te hanteer nie. Dan weet ek nie wat om te maak nie. Weet jy hoeveel mense word mislei met
mooi gevleelde woorde. Weet jy hoeveel mense word om die bos gelei? Deur mooi gevleelde woorde. Ek sê altyd vir mense dat, wanneer ek vir jou sê, gaan vir jou bid, gaan ek vir jou bid. Maar wanneer ek nie vir jou kan bid nie, dan gaan ek met jou ook eerlik wees, en vir jou sê, ek het nie kans gehad nie, of ek het nie ingetree vir jou nie, ek het nie vir jou gebid nie, dis die mens wat ek is. Maar die vraag wat ons moet vra, en dit is, wat ek baie keer nie van mense verstaan nie, dan kyk ek na die sameloop van lewe en die omstandighede en ons sien sommige mense bly net waar hulle is. En dan vra ek vir hulle, hou jy vas in die Here, glo in die Here, en sê hulle vir my, hulle glo in die Here, maar hulle weet nie. Hy is al 'n Christen. Hy doen alles wat van hom verwag word as 'n Christen. Ek wil vandag vir jou vra, of vanaand vir jou vra, doen jy dit wat God van jou verwag? Of doen jy dit wat mense van jou verwag? Nou die gedeelte in Matteus 14 is, net voordat Jesus die disippels wegstuur op die boot, het hy die groot wonderwerkie gedoen waar hy die 5000 manne en vroue, buite die manne en vroue, waar hy hulle nou gevoed het met die visse en die brode en al die goed, en die disippels het dit gesien, en dan net die volgende oomblik, is ons in vers 12, en die Bybel sê daar so in Johannes 14 vers 12, en Jesus het dadelik sy disippels gedwing, om in die skei te gaan, en voor hom uit te vaar na die oorkant. Die korrekte woord eintlik daar, gedwing beteken is eintlik, hy give direction to them. Hy het hulle rigting gegee. Hy het hulle die korrekte pad aangewys. Interessant, né? Ons lees baie keer net dit, en ons sien net dit wat daar staan. Maar wat dit eintlik beteken is, hy het hulle niet gelos nie, hy het hulle rigting gegee. Ek wonder hoeveel keer in ons lewe soek ons nie die regte rigting, maar ons kry dit nie. En ons bly gestrand waar ons sit. Mense die verwronge idee van, as ek maar net genoeg geld gehad het om dit te doen, as ek maar net genoeg gehad het om dat te doen, as ek maar net die regte mense gehad het vir die of dit of daai, ek het gesê, maar weet jy wat het ek besef? Daar's een wat ek besef het in hierdie lewe, en dit is, die regte persoon met wie ek my verhouding moet bou, is met God. En om saam met hom te wandel. Want dan eers kan ek op die plek kom, waar ek soos 'n koning Dawid vanouds kan uitroep, al volle 1000 aan my linker en 10.000 aan my regter, na hierdie huis toe sal dit nie aankom nie. Alhoewel ek dit sien met my oë, sal dit my nie tref nie. En wanneer dit my tref, sal dit nie my ondergang beteken nie, maar dit sal my opstaan beteken, omdat ek weet, God is saam met my. Dit is my tragies dat mense so 'n verwronge idee het van goed, en van dit in God se woord in. En dan praat ek hier van leiers. Ek praat van kerkleiers. Dat mense sal uitbuit, hulle laaste sal vat, hulle eie sakke sal vol prop. En ek skeer nie almal oor dieselfde kam nie. Weet jy wat verstaan ek nie? Weet jy met hoeveel mense van ander kerke sit ek, dan sê hulle vir my, maar hulle het miljoene vir hierdie kerk gegee. En nou het sy besigheid ondergegaan, en hy kan nie meer gee nie, en stadig maar seker, al wat hulle doen is, weet jy wat doen hulle? Hulle skuif hom stadig maar seker, skuif hulle hom uit. Stadig maar seker, skuif hulle hom net een kant toe. En dan vra mens self,
die vraag, hoe kan ek myself 'n kind van God noem? Weet jy wat, ek sit 'n hele klompie jare terug, sit ons by die mannekamp, en dit was daar, in daai tyd wat Angus die hartaanval gehad het, maar in elk geval, wat gebeur is, ek staan nie aan, en ons is 'n groep mans daar so by mekaar, en ek is besig om die woord van God te bedien aan hulle, en die volgende oomblik kom 'n persoon na my toe gestap. Ek ken hom van geen kant af nie, maar toe hy my stem hoor, toe sê hy, ek ken daardie stem, ek het hierdie stem al iewers gehoor. En hy kom omgestap en hy vertel my hierdie tragiese verhaal van hom, wat met hom gebeur het in Kimberley, waar hy soveel gegee het vir die kerk, en waarop hy einde van die dag alles verloor het, sy huis, sy besigheid, alles verloor het, uit Kimberley uit is, as gevolg van, omdat hulle maar eintlik, die kerk maar eintlik sy rug op hom gedraai het. Miskien nie almal nie onder dieselfde kam nie, ag, en as jy nou offense wil vat, nee, vat nou maar offense, hoor. Vat nou maar offense. Maar die beginsel is, ons vertel mense nie die waarheid nie. Die beginsel is, ons hou hierdie mooi prentjie vir hulle voor wat ons skets, en as die storms kom, dan weet ons nie hoe om die storms te hanteer nie, of as die storms kom, dan hardop ons weg, wat vir hulle rigting moet gee, dan vat ons die pad, ons as leiers, wat rigting moet gee, in mense se lewens, dan ons teen, wat ons reg op hulle draai. In Godsnaam, wat soort tipe mens is jy? Ek praat met leiers vanaand. Praat met leiers van kerke, leiers van gemeenskappe, leiers wat veronderstel is om kan opstaan en te sê, ek staan nie, wat hy wat vir alles staan, sal vir alles val. Man, ek het een ding waarvoor ek staan, en ek staan vir God se woord, en menigte kere het ek gesien hoe dra God se woord my deur, alleen, waar God my deurdra, en God maak deure oop, waar geen mens ooit in sy lewe gedink het, God kan dit doen nie, waar almal vir my gesê, dis onmoontlik, dit kan nie wees nie, het ek gesien wat doen die Here, want die Here is nog steeds die Here, hy het nog nooit verander nie, maar mense verander elke dag, mense se mood swings, en dit sluit almal in. En Jesus kom en hy gee rigting. Ek wil jou vanaand vra, gee mense rigting? Draai jy ook jou rug op hulle, wanneer dit moeilik gaan, hulle klop in jou deur en hulle sê, ek kan nie meer nie, help my asseblief. Of as jy ook een van daardie mense wat sê, weet jy wat, ek het nou klaar al jou geld gevat en sorry man, wie eintlik pas jy nou nie meer my vriendekring, so ek wil niks meer met jou te doen nie. Kyk, dis hoe mense operate. Of hulle sê jou misbruik tot voordeel van hulle self. Maar Jesus kom, en luister baie mooi. Jesus kom, en hy het hulle rigting gegee. En hy het die skare weggestuur. Nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in eensaamheid te bid. En toe dit aangeword het, was hy daar alleen. Wow. Somtyds, moet ons net mense bietjie om ons wegstuur. Somtyds, moet ons net so bietjie alleen wees, sodat ons tyd met God kan spandeer. Somtyds, moet ons ophou rond hardloop heen en weer, en tussen die skare wil wees, en tussen die mense wil wees, en gesien te wil word, en gehoor te wil word. Somtyds is dit nodig om weg te breek van die skare af. Somtyds is dit nodig om weg te breek van die mense af, sodat jy alleen met jou Skepper kan gaan gesels, sodat jy alleen met hom kan gaan deel, met hom kan gaan praat. Somtyds is dit nodig. Jesus kon net sowel al gestaan het, nadat hy al die disippels weggewys het in die suite.
Hy kon net so daar gestaan en sê, hey, wow, weet, en elkeen kom en hulle klop hom op die skouer en sê, wow, great man, weer, fantasties, maar nee, dit het nie vir hom gegaan oor roem of oor glamour of oor hierdie goed nie. Dit het vir hom gegaan oor een ding en dit is, hy het 'n sekere opdrag gehad wat hy moet uitvoer. En weet jy, ek wonder hoeveel mense voldoen nog aan die vereistes van God. Ek praat nie van jou kerk nie, ek praat nie van die regering nie, ek praat glad nie van dit nie. Ek praat van die woord van die Here, wat jou sal deurdra en wat jou sal help in tye van nood, in tye van omstandighede, dat God se woord vir jou werklik sal deurkom. Ek wonder hoeveel mense kan nog daaraan vashou, want ek sien dit nie in predikers se lewens nie. Die massas beïndruk my nie, want jy sien dit het die hemel ook nie beïndruk nie. En dit is waarom die Bybel sê, en dit is waar ons opgeraap word, ons word opgeraap in die massas, terwyl God met die individu deel, terwyl God met die eens deel, met die mense wat een is, terwyl hy jou vanaand ken waar jy sit, terwyl hy jou hart vanaand ken, terwyl hy jou beter ken as wat jy jouself ken vanaand, terwyl hy jou omstandighede ken, terwyl hy jou hartseer ken, terwyl hy jou verdriet ken, terwyl hy vanaand alles van jou af ken en alles van jou weet, terwyl jy daar vanaand sit en jy sê, Here, ek voel verlore, ek voel ek voel eensaam, dit voel of ek nêrens inpas nie, dit voel of ek nêrens in hierdie lewe, want werklik waar net soos 'n puzzle kan inpas nie, dit voel of alles teen my draai, dit voel of dinge net nie is wat dit moet wees nie. As jy nog nooit so gevoel het nie, ek het al baie in my lewe so gevoel, maar dan besef ek een ding, ek kan nie mense vertrou nie, want mense maak beloftes, maar hulle is feilbaar. Iewers gaan hulle jou in die steek laat, terwille van hulle self, want onthou, 'n persoon stel hom altyd eers te self, voordat hy sê hy sal aan jou dink, hy sê hy sal jou ondersteun, hy sê hy sal jou help tot op 'n punt, en dan draai hy sy rug op jou, want die Bybel sê, vervloek is hy wat op die arm van vlees vertrou, maar wanneer jy op God vertrou, sal God jou laat connect met die regte mense. Dis ironies, nee. Ons wil nie altyd die waarheid hoor nie. Nee, ons hou nie daarvan nie. Ek sal eerder agter my eie denkwyse aan hardloop. Ek het dit gedoen toe ek jong Christen was, waar ek tot bekering gekom het. Baie radikaal vir die Here, dinge gedoen en gesê. Maar weet jy wat, God het my hart geken, ek het my kop 'n paar keer gestamp, en ek het 'n paar keer geval, en baie het my getrap terwyl ek gelê het, en ander het gehoop en bid, ek bly onder, maar God, ek is soos 'n spring, nee, elke keer as jy my los het, ek het hoër geskiet, en hoër geskiet, en hoër gegaan, en hoër gegaan, en kerke het hulle rug op my gedraai, predikers het hulle rug op my gedraai, mense het hulle op my rug gedraai, maar God het nooit sy rug op my gedraai nie, want weet jy wat, dit het my sterker gemaak, en dit is hoekom ek nou storms kan aanpak in die lewe, en dit kan aanvat, en dit is hoekom ek 'n arend is, want arende is wat, hulle gaan alleen, maar jy sien, ons almal arend wees, ek soek so 'n paar duisend wat my kan help, en ondersteun, en my kan net daar oplig, maar 'n arend is iemand gaan luister na my boodskappe oor die arend. 'n arend is iemand wat alleen is. As hy die storm sien, word hy iets in hom wakker gemaak. En daai iets wat binne jou wakker gemaak moet word, is die Heilige Gees, wat inspraak in jou lewe moet gee, wat sodat jy na sy stem kan luister, en na God se woord kan kyk, en dat hy vir jou rigting, jou leiding kan gee, om jou te lei, sodat jy deur hierdie storm kan gaan. Maar ons raak so behep met mense, dat ons nie meer kan hoor nie. En ons sien dit in die woord van die Here, en ek wil dit graag vir julle lees. En hy sê daar so in die skip, was al in die middel van die see. Nou as ons werklik so gaan kyk na die afstand, wat dit was, wat is omtrent so 1.8 seemyl gewees, nee, wat hy was, en was getuister deur die golwe, want die wind was teen hulle. En dit is baie keer hoe dit voel in ons lewe.
Dit voel vir jou daai wind. Alles draai teen jou, die storms draai teen jou, alles draai teen jou. Jy wil vorentoe gaan, maar jy kan nie vorentoe gaan nie. Dit voel net vir jou of alles aan mekaar in tuimel. Dit voel vir jou, jy gaan dit nie maak nie. Want hoe harder jy probeer, hoe minder gebeur. Maar hier is die kern, hier is die kruks vanaand. Luister mooi daarso, hier is die kruks vanaand. En ek wil hê jy moet moed skep hierin. Hy sê, maar in die 4de nagwaak, dis ongeveer so tussen 3 en 6 uur die oggend, in die 4de nagwaak, want hulle het verskillende nagwake gehad, hierdie was die laaste nagwaak gewees, met ander woorde so tussen 3 uur en 6 uur, in die oggend, dink vir jouself, moeg gestoei, geroei, die winde, hulle is die hele nag besig op die see, wat gaan net nie alles deur hulle kop nie, en die sukkel, hulle is moedeloos, dit voel vir hulle gaan dit nie maak nie, en hulle wonder nou maar hoe is dit moontlik, want nou net het hulle gesien hoe die wonderwerke wat die Here vir hulle doen, voor hulle oë, wat gedoen word, en hier is hulle al sukkelende in 'n omstandigheid, want jy sien ons word geleer, daar kom nooit probleme nie, daar kom nooit aanslaan nie, ons word goed geleer, en wanneer dit kom, dan weet ons nie hoe om dit te hanteer nie, en dis eintlik wat die Here ons wil leer, want dit goed gaan kom, maar wanneer dit kom, wat maak ek daarmee, hoe tree ek op? Want jy sien, dit is dikwels daar waar die probleem lê, dis dikwels daar waar die omstandighede lê, dis dikwels daar, wat ons nie mense se emosie in ag neem nie, ons verstaan nie mense se emosie nie, want dit gaan net oor ons emosie. Maar ons sukkel nie op die see. Dink, hulle is uitgeput, hulle kon nie meer nie. En dit is hoe baie van ons voel in die samelewing, uitgeput, moedeloos. Dit voel net ons kan nie meer nie. Dis presies wat God ons hier wil leer, maar dis wat hier gebeur het. En dis wanneer al die goed saamgevat word in ons moedeloos is en stikkend is en ons lê al langs die pad en ons is vleiters en uit mekaar uitgeruk en ons bloei. Weet wat doen mense, kom trap jy nog verder. Luister wat ek vir julle sê. Ek praat uit ondervinding, nie van hoor sê nie. Ek praat van uit ondervinding van my eie lewe. As jy daar lê en jy bel iemand en sê ek het net oor nodig, ek het net 'n oor nodig, sorry ek is te besig, of hoor jy so, daai tyd wil ek nie hoor jy ek gaan vir jou bid nie, nee man, ek bel nie om met 'n rede, ek bel nie omdat ek graag wil hê, reik 'n hand na my. Weet jy wat, ek het 'n hand aan jou toe uitgereik, en dis nie te sê, hoor jy, omdat ek jou hand aan jou toe uitgereik het, reik jy na my toe uit nie, maar is net om te sê, weet jy wat, ek het jou nodig in my lewe, kan jy net so 'n bietjie ruimte en tyd vir my maak nie, nee, sorry, weet jy wat, ons het hierdie ding van, ek sal vir jou bid, hoor, ek sal vir jou bid, daai oomblik wil ek nie, jy moet vir my bid nie, op daai oomblik wil ek hê, ry na my huis toe, maak nie saak waar nie, weet jy nou hoeveel mense, sy kinders het ek gery, terwyl ek toch voltyds in die bediening was, nie dat ek nou nie voltyd is nie, maar maak nie saak waar hulle gebly het, hy is in die Kaap of Durban, waar ook al, het klim ook op my onkoste, nie op die gemeente se nie, op myne, en ek reis so toe, en ek gaan sit daar en sorteer die probleem uit, sodat die ouers vrede in hulle harte kan hê, en die kinders se probleme uitgesorteer is. Vir hoeveel predikers het ek dit nie gedoen nie, en dan bel jy hom en dan sê hy vir jou, ek is so 'n bietjie besig man, jy weet, of ek sal vir jou intree, hoor, ek sal vir jou intree, ek sal vir jou 'n gebedjie doen, nee, dis wat my geleer het, weet jy wat, dis wat my geleer het, wanneer jy stikkend is en jy lê daar, en jy bloei en die storms slaan so op om jou, ek kan onthou, jare gelede gaan doen ek my paasoorlede. Ek sal nooit vergeet nie, dis 'n troue wat ek moes gaan doen het
Niemand het my gebel en vra, hoor, ek kan vir jou instaan vir die troon. Ek sê, nee, dit is alright, weet jy wat, ek verstaan, ek het begrip daarvoor, dit is onnodig, jy hoef nie so ver te ry nie. Dus doen die begrafnis, direct na die begrafnis gaan doen ek die troue. En oomblik, hier sê ek wil hê jy moet dit sien, jy staan nie en jy ween, hoe jou pa wat jy nou net verloor het. Die volgende oomblik, en moet my nie verkeerd verstaan, hierdie mense het onsaglike groot waardering gehad, vir die feit, dat ek daar kom staan het, en nog steeds hulle troue vir hulle gedoen het. Moet my nie verkeerd verstaan nie, en ek wys nie jou vinger hierna nie. Inteendeel, hulle het baie groot waardering daarvoor gehad. Maar, om een oomblik daar te staan, met traan te stort, die volgende oomblik hier te staan, en dis mense, en jy moet jouself inspan. Ek wil amper die woord gebruik, maar gelukkig het hulle geweet, wat gebeur en wat die situasie was. En ek kon dit afhandel, en ek kon daar wegstap. Maar weet jy wat, dit het vir my ook vrede in my hart gegee. Maar dan kom die keer, wat jy net die een persoon bel, en sê vir jou nie, sorry, dan is dit die persoon dan. En weet jy wat, dis waar ek geleer het, gaan na die Here toe. Gaan op jou knieë. En gaan soek die aangesig van die Here. Want toch elke keer, is dit maar waar ek my antwoord gekry het. Elke keer. Mense, sal vir jou 'n verkeerde antwoord gee. En die woord gedraai, soos wat dit by hulle pas, net om jou op 'n verkeerde pad te sit, en jou lewe kwaadwillig te beskadig of te vernietig. En ek praat hier van Christene. Jy sal nie in die kerk hoor nie, maar die kerk is te bang daaroor te praat. Ek praat met jou daaroor, want ek is nie bang vir die kerk nie. Het is tyd dat mense die waarheid hoor. Ek raak die kerk nie af nie, ek sê nie alle kerke doen dit nie, nou nie weer met stories hardloop nie, en hou op om vir my boodskappe te stuur, en WhatsApp te stuur, en vir my te sê, my kraag is skeef, my hemd sit skeef, die sit skeef, ek het niks daarmee te doen nie, ek is hier om God se woord te bedien, en God se woord vir jou deur te gee, so, wie wat as persoon, dit is wie en wat ek is, en ek gaan nie verander, om aan te pas nie, en die mense wat my elke keer kontak, my sê, ek moet in Engels preek, want hulle verstaan nie, weet jy wat, gaan kry vir jou 'n Engelse prediker. Die dag wanneer ek in my hart voel om Engels te preek, dan preek ek Engels. Maar verder bly ek by Afrikaans, en ek praat Afrikaans. Ek hoop ons kan mekaar sommer duidelik verstaan, ook op hierdie situasie. Sal dit nie in die kerk hoor nie? Want die pastoortjie is te bang, of die dominee is te bang, jy vat jou tiendetjies en jy loop. Want jy sien, hulle vertrou op die arm van vlees, terwyl ek op God moet vertrou. As jy my verhaal hoor, waar ek die afgelope jaar deurkom, en wat gebeur het, in die bedriegery, en die onderkruipery, en die rugstekery, en die agterbaksheid, en die onderduimsheid, en die kleingeestigheid, en ek gaan aangaan met die lys. Maar weet jy wat, ek is vir niemand kwaad nie. Ek is vir niemand kwaad nie, hulle leuns, is besig om hulle eie graf te grawe. Hulle gaan self daarin val. As jy sien, daar's een ding, daar's 'n God, wat weet wat die waarheid is. En julle kan over my boodskappe stuur, en sê dit en die en daai. Luister hierso, dit indruk my nie. God weet wat die waarheid is. En ek staan by die waarheid. Storms ken ek. En wanneer die storm kom, dan sê ek, come on. Want ek gebruik die storm, om nader na my koning nog te beweeg. Ek gebruik die storm, nie as 'n mislukking nie, maar ek gebruik die storm as 'n krag om deur te gaan, want ek weet die son skyn bo kan die storm, en ek weet iewers moet dit stop, iewers moet dit end kry, maar jy sien die probleem is, wanneer ek dit op my eie krag, op my eie manier, op my eie insig, my eie wysheid doen, dan hou die storm wat hy moet hou, en wat gebeur is, in die proses kry ek al seerder en seerder en seerder. Draai jou rug daarop, face die storm, en leer om in die storm hoër te gaan, want dis wat 'n arend doen. 'n Arend van die ligstrome in binne-in 'n storm, om hoër te gaan, en nader na God toe te gaan. Halleluja! Prys die naam van die Here. Ek wil met hierdie gedeelte afsluit, en ek wil dit net vir julle lees. Hy sê daarso, het hy nou toe gekom, en die disippels sien hom nou, en hulle sê, waar hy op die see loop, en hulle het ontsteld geword, en hulle sê, dit is 'n
ook, en hulle het geskreeu, hulle het gevrees. En Jesus het met hulle gespreek. Jesus het met hulle gepraat. Jy sien, die oomblik wanneer ek in 'n storm is, moet ek baie versigtig wees na watter stem luister ek. Wat vrees maak, dat ek God se stem nie herken nie. Vrees maak, dat ek die regte stem nie hoor nie. Vrees maak, dat ek in die storm begin twyfel. Vrees maak, dat ek nie die lig kan sien nie, net die donker kan sien. Weet jy wat, ek sien nie die donker in die storm nie, ek sien die lig, want God is die lig, en ek is 'n ligdraer van die Here, en daar waar lig is daar geen duisternis nie. So wanneer die storm kom, dan hoor ek die aansla, en die gebrul, en die geskree, en die woede, en al die goed, en dit gaan so om my, en dit gaan nie so verby my, maar wat wil ek sê, na hierdie huis toe, sal dit nie aankom nie, want ek sal dit sien, 1000 aan my linker, en 10.000 aan my regter, maar dit sal geen effek op my geestelike lewe hê nie, dit sal geen effek op my verhouding met God hê, om my verder van hom af weg te trek nie, maar inteendeel, dit my nader na hom toe, want vervloek is hy wat op die arm van vlees vertrou, maar geseënd is hy wat op die Here wag, en op hom vertrou. Halleluja. En hulle is, nou staan hulle daarso, hulle is moeg, hulle is siek, hulle is honger, ek kan aangaan met die lys, hulle voel net, hulle kan nie meer nie, en ewe skielik sien hulle hierdie gedaante, en Jesus praat met hulle, maar hulle is so in hulle storm vasgevang, hulle hoor nie sy stem nie, want jy sien aan die storm moet jy baie mooi luister, wat die stem praat met jou, want die regte stem, die korrekte stem, gaan jou op die water hou, maar die verkeerde stem gaan jou laat sink, en wanneer jy sing, gaan hy ook nie sy hand uitsteek, want die Bybel sê daarson is eintlik, en Jesus sê vir Petrus sê vir hom, Here, as dit nie is, laat my toe kom, ek woord, en sê vir hom, kom, en die woord kom, beteken, is eintlik 'n command, dis 'n opdrag wat die Here hom gee, en hy het 'n woord, en hy het, dan al woord het, is kom, waar toe? Kom na my toe. Almal wat deur hierdie storms gaan, almal wat vermoeid en belas is, almal wat stikkend is, almal wat hartseer is, almal wat nie meer weet waarheen nie, kom, waarna toe? Na my toe. Na wie toe? Na Jesus toe. Kom. En hy het 'n skei geklim, sê die Bybel, en hy het op hy see geloop, terwyl die stormwinde waai en die disippels op die boot lê en hulle skree en hulle gil, hulle gaan te kere. En hulle kom en Petrus loop. Interessant, nee. In die oomblik toe hy sy oë van Jesus afhaal, toe sink hy. Dis ons probleem. Want ons haal ons oë af van God af, ons haal ons oë af van sy woord af, ons haal ons oë af van die aanspraak van die Heilige Gees af, ons haal ons oë af. En wat ons doen is, ons kyk na die storm. En die oomblik as ons na die storm kyk, dan sink ons. Maar dank God, toe Petrus sê, Here, ek sink, ek verdrink. Die oorspronklike taal sê eintlik, ek gaan dood. Toe steek Jesus sy hand uit. En so wil Jesus vanaand sy hand na my en jou toe uitsteek om vir jou te sê, ek sal jou nie laat sink nie. Geliefde kyker, ek wil hê vanaand, weet jy wat? Wrok in 'n mens se hart beteken jou ondergang. Haat beteken jou ondergang. Nyd beteken jou ondergang. Weet jy wat? Die beste ding wat jy vanaand kan doen, wat geen geld in die wêreld kan koop nie, is vrede. Om vrede in jou hart te hê. Weet jy wat, daar's hoeveel mense wat al die vrede, al die geld, maar hulle het nie vrede nie. As jy hoor, dan hoor jy,
2 in die oggend op en hy is op en af en hy wonder die kant toe, daai kant toe. Hey, weet jy wat? Die beste ding binne in jou storm is om God se vrede in jou hart te hê met die wete. Maak nie saak wat kom nie. Maak nie saak wat gebeur nie. In die storm gaan ek na sy stem luister. Want sy stem sal my altyd deurlei op die regte pad. Watter stem hoor jy in jou gebrokenheid vanaand, in jou storm vanaand? Want daar is tye wat ons kom te sê, Here, ek hoor nie jou stem nie. Daar is keer wat ons kom te sê, Here, ek verstaan nie. Weet jy wat, jy hoef nie te verstaan nie, want God verstaan. En weet wat, as jou hart so gebroken is en stikkend is, en jy sê aan prediker, weet jy waarvan jy praat? Ja, want ek ken dit. Ek ken die seer, ek ken die trane, ek ken die vernedering. Ek ken dit om valslik beskuldig te word. Ek ken dit. Daarom kan ek vanaand met jou empatie deur vir jou te sê, in die storm is die stem wat jou altyd rigting sal gee. 'n Stem wat jou altyd sal sê, kom. Waarom? Want hy wil jou dra. Hy wil jou optel. Hy wil jou teen sy bors vasdruk vanaand. 'n Vader wat sê, my kind, jy is nie alleen in hierdie storm nie. Ek ken storms. Want Jesus het dit self meegemaak. Daarom kan ons vanaand eerder waar ons mekaar loop en veroordeel en 'n vinger wys, dat ons eerder vir mekaar intree, instaan en vir mekaar bid. Kom na Jesus toe, want hy is die antwoord in jou storm, maar leer om sy stem te ken. Mag gaan die vrede van die Here, en ek vir die Here dat hierdie woord vir jy werklik waar van groot waarde was, en dat jy werklik in tye van die storms na hom toe sal uitreik, dat hy jou sal dra en dat hy jou anker sal wees. Vrede vir u. Ek groet u. Shalom.